tussen woorde en karakters is daar 'n wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Ou Jakkals het weer een oggend opgestaan met 'n vreeslike nik. Hy was sommer ongeskik met sy vrou en sy kinders. Maar sy vrou het nie sy nikke verdra nie en hom sommer vroeg uit die huis gestuur om te gaan soek vir kos vir die gesin. Dit was 'n warm dag in die groot bos en Jakkals was ook honger na die lang nag se slaap. Ag, waar sal ek tog nou in hierdie bos gaan soek vir iets om te eet? Loop hy in wonder. Net toe hy onder 'n groot boom deurloop, vang sy oog iets tussen die blare. Liewe wêreld, wat sal dit tog wees? Dis 'n blink ding. Hy buig en krap die blare weg. Is dit nou nie my gelukkigste dag nie? Kyk, dis 'n muntstuk. En kyk net hoe mooi blink dit. En dit is so groot. Hierdie geld is seker baie werd. En ek is seker, as ek met hierdie geld na die winkel toe gaan daar buite die groot bos, sal ek die heerlikste kos en lekker goed vir my en my gesin kan koop. Jakkals stel die muntstuk op en hou dit mooi voor hom uit sodat hy dit mooi kan sien in die sonlig. Ou Jakkals draai sommer net daarom en begin aanstap na die groot hek aan die rand van die groot bos toe. Hy sal baie versigtig moet wees dat die hekwagters hom nie sien nie, want dan vang hulle hom en vat die muntstuk by hom weg. Toe hy 'n ver end gestap het, raak hy moeg en gaan sit onder 'n boom om 'n bietjie te rus. Hy sit die mooi blink muntstuk op die gras langs hom neer en bekyk dit vol verwondering. Dan begin hy dink aan alles wat hy kan koop. Hy sit nog so in wonder, toe hy skielik 'n pikswart gevaarte op hom sien neerdaal vanuit die boom. O genade tog, wat gaan nou aan? Dit lyk my die muntstuk is getoer. Ja, jou dief, lekker uitgevang, nee. So dis toe die hele tyd jy wat my geld uit my nes gevat het. Moenie dink jy gaan hiermee wegkom nie. Gee dadelik daardie geld terug, skreeu Katrina Kraai op Jakkals. Ag, jy moenie vir jou eenvoudig hou nie, jou ou fossiel. Hierdie muntstuk het ek onder 'n boom opgetel. Ek was nie naby by jou nes nie, sê Jakkals en probeer vir Katrina daar verwiller. Maar Katrina laat haar nie so gou afskrik nie. Sy pik na Jakkals se oë en terwyl hy probeer om te keer, gryp sy die muntstuk uit sy hand met haar snavel en probeer wegvlieg. Maar net toe sy opkyk om te sien waarheen sy moet vlieg, glip die groot muntstuk in haar keel af en daar verstik sy. Katrina Kraai het nog probeer vlieg, maar sy kon nie. Sy het karplaks uit die lug tot op die gras langs Jakkals neergeval met groot oë en net daar bly lê. Ag Katrina, moenie vir jou snaaks hou nie. Ek weet dis net weer een van jou eenvoudige plannetjies om my om die bos te probeer lei, sê Jakkals en gee haar 'n ligte stampie met sy poot. Maar Katrina roer nie. Katrina, nee jong, ruk jou reg, sê Jakkals en begin benoud raak, maar nog steeds roer Katrina niks. O liewe aarde, wat gaan ek tog nou doen? Wonder Jakkals. Hy staan op en tel vir Katrina Kraai op. Toe druk hy met sy een hand op haar bors en gee haar 'n ligte stampie. Ding! Trek die geldstuk uit Katrina se keel uit deur die lug. Katrina, nee jong, haal asem, sê Jakkals en luister met sy oor teen haar mond of hy kan hoor of sy asemhaal. Maar hy hoor niks. Toe sit Jakkals sy mond bo oor Katrina se snavel en blaas van sy eie asem by haar mond in. Na 'n paar keer se blaas begin Katrina roer. Ag, dankie tog, sê Jakkals verlig. Jy het my baie groot laat skrik, Katrina. Waar is ek? Wat het gebeur? Vra Katrina deurmekaar. Jong, jy wou my muntstuk vat en wegvlieg. Toe die ding in jou keel beland en jy hier op die gras neergeslaan het, sê Jakkals terwyl hy haar nog steeds in sy hande vashou. Hoe voel jy nou? Vra hy. Kan jy dit glo? Dit het ek nou van my gier vir 'n blink ding en daar is ek amper bokveld toe. Ai, Jakkals, baie dankie dat jy my lewe gered het. Ek weet nie wat ek sou doen as jy my nie gehelp het nie. Dit wys jou net, jy het tog 'n goeie hart, ou Jakkals, sê Katrina en probeer op haar bene staan. Ag, my wêreldvriendin, ek is net so bly ek kon help.
Dit sou vir my baie sleg wees as jy hier moes iets oorkom, sê Jakkals ewe verleë. Nee, Jakkals. Vandag het jy bewys dat jy eintlik 'n goeie jakkals is. Van nou af sal ek graag jou vriend wil wees, sê Katrina. En nog voordat Jakkals iets kan sê, sê sy: En hierdie is jou munt. Ek sien dit nou. Ek het nie so groot munt gehad nie. Dit is regtig joune. Ek is baie jammer dat ek dit probeer vat het. Ek sal dit ook nie weer by jou probeer vat nie. Jakkals voel nou baie verleë. Ag, vriendin, dis 'n plesier. Ek is bly ek kon jou help, maar weet jy, ek kan in elk geval niks met die ou geldjie doen nie. Ek kan nie by die bosse hek uitgaan om by die winkels te gaan goed koop nie. So, ek wil eerder graag hê jy moet die munt vir jou vat. Regtig, Jakkals? Vra Katrina. Bedoel jy dit regtig? En daar blink haar swart oogies van voor af. Natuurlik, jy is mos die een wat hou van blink goed in die bos. Ons ander diere hou weer van ander goed. Toe nou, vat dit, sê Jakkals en gee vir haar die munt aan. En moet dit nou nie weer in jou mond sit nie, hou dit vas in jou hand. Jy is die slimste jakkals wat ek ken, sê Katrina. En die twee lag te lekker. Ai, die ou Jakkals. Net toe ons dink daar's niks goeds in hom nie, verras hy ons en doen iets moois. Kom ons kyk hoe mooi het jy vandag geluister. Oupa Uil gaan weer vir jou 2 vragies vra. En na elke vragie gaan jy weer 10 sekondes tyd hê om daaroor te dink. En wanneer die klokkie lui, sal ek vir jou die antwoord gee. Is jy reg? Goed, hier is die eerste vraag. Wat het Jakkals onder die boom opgetel? Hier is die antwoord. Jakkals het 'n groot blink muntstuk onder die boom opgetel. Sê. Goed, hier is die tweede vragie. Wat het Jakkals gedoen toe Katrina Kraai nie kon asemhaal nie? Hier is die antwoord. Jakkals het vir Katrina Kraai mond-tot-mond asemhaling gegee. Of as jy gesê het, hy het haar gehelp om weer asem te haal, is jy ook reg. Mooi geantwoord. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.